Okay, so if you look at the heading, die opskrif, dan kyk ons na die faktorisering, waar ons fokus op die verskil van kwadrate. Partykeer gaan ek praat van die verskil van vierkante, net omdat my onderwyser op skool gepraat het oor die verskil van vierkante. In English, it's the difference of squares. So basically, we're looking at two terms, both being perfect squares, and we're subtracting them. And that's what we're trying to factorize. Now, before we even get there, voordat ons nou enigstens daarby uitkom, wil ek julle herinner aan produkte. Ons het geleer oor die FOIL method, EBBL, nee, waar ons twee binome vermenigvuldig met mekaar. We've learned how to multiply two binomials with each other. Wat is 'n binomial nou weer? Wie kan onthou? Twee terme. So dis 'n uitdrukking wat bestaan uit twee terme. Ons het geleer dat as ons een binoom maal met 'n ander binoom, dan moet ons firsts, outers, inners, lasts, ons gaan alles gaan uitmaal en dan gelyksoortige terme bymekaar tel en dan hopelik by 'n antwoord uitkom. Wat julle ook hopelik kan onthou, is wanneer ons twee hakies het wat identies lyk, soos in hierdie voorbeeld, x plus y en x minus y, dan hoef ons nie eerstes, buitenses, binnestes, laastes te doen nie. Ons hoef eintlik net twee van daardie stappe te doen. Watter twee doen ons dan gewoonlik? First en last. So eerstes en laastes. En die rede daarvoor is want die middelste term gaan uitkanselleer. Ek gaan nou weer dit ook met julle hersien wanneer ons by voorbeeld 1 kom. Wel, ja. Ek wil net 'n bietjie uitbrei op dit wat julle op die skerm sien. In 'n ander les, 'n rukkie terug, toe praat ons oor die feit dat om te vereenvoudig en om te faktoriseer is inverse bewerkings, as ek dit so kan stel. They are inverse operations. You get plus and you get minus. You get multiply and you get divide. You get simplify and you get factorize. Teenoorgesteld. Die een is die teenoorgestelde van die ander. So julle moet baie mooi julle vrae lees. As ek vir jou sê vereenvoudig, dan wil jy dit uit die hakkies uitmaal en al jou gelyksoortige terme bymekaar tel. That means to simplify. In blou, dis die boonste pyltjie. But when we factorize, we go the other way around. So vandag se les gaan ons fokus op hoe gaan ons van x kwadraat minus y kwadraat na twee hakkies toe. Want tot op hierdie punt met faktorisering het ons eintlik net gefokus daarop om te kyk, het ons 'n gemeene faktor tussen die twee terme wat ons probeer faktoriseer. Our point of departure would always be to say, do we have a common factor in both terms, considering that this is the expression that we are trying to factorize? Nee, ons het nie. Ons het x kwadraat minus y kwadraat. Daar is nie 'n gemeene faktor nie. Maar gebaseer op ons vorige kennis weet ons dat as ons die kant toe kan gaan, moet ons sekerlik kan teruggaan ook, maar hoe kry ons dit reg? En toe het ek hier vir ons neergeskryf dots. It works really well in English. Okay. Difference of two squares. Nou, ek het nou nie two squares daar neergeskryf nie, maar daar moet staan two squares. D-O-T-S, dots. So when you see a difference, en die woord difference, let's us think about which operation. Minus, nee, verskil, laat ons dink aan minus, ons trek af. So when you have a difference of two perfect squares, then the factorization will always look like that, the factorized form. Yes. On the left-hand side, yes. So kom ons begin nou om dit nou in te oefen op 'n manier wat julle dit kan verwag in die huiswerk, op 'n manier wat julle kan verwag in die eksamen, toets ensovoorts. Die vraag gaan altyd wees faktoriseer. Faktoriseer die volgende. So nou gaan ek vir julle 'n voorbeeld gee. Hierdie is 'n uitdrukking wat ons wil faktoriseer. This is an expression that we want to factorize. Daar is definitief nie 'n gemeene faktor nie. We do not have a common factor. Maar is dit 'n dots voorbeeld? Is it a difference of two squares? Absolutely. Daar's 'n minus, daar's twee terme. Beide van hulle is volkome vierkante of
volkome kwadrate of kwadraatsgetalle. So what we then do in our head, we say, okay, in order for me to factorize this, I'm going to approach this question as follows. Dus ek wil amper sê dis jou reël. Ek wil nie graag 'n reël noem nie, maar dit is 'n reël. En hy moet nou mooi lyk, want dan gaan hom nou copy and paste. Okay, so in jou kop wat jy gaan doen is jy gaan sê, ek gaan die vierkantswortel vat van albei terme. Take the square root of both terms as you see it in the original question. In my een hakie sit ek 'n plus en in my ander hakie sit ek 'n minus. Ek sê klaar nie. By the way, you do not have to show this step. Jy hoef glad nie hierdie stap te wys nie. Ek wys dit want ek wil vir jou leer waarmee is ons besig. Wat doen ons? What is expected of you is just the final answer. As jy dink aan die vierkantswortel van elke term individueel, the square root of m squared is simply m. Square root of n squared is n. Almal by? Was dit maklik of was dit moeilik? Dis lekker, nee? Dis die maklikste faktorisering wat ons kry. Nou, soos julle vir my ken, begin ek altyd met die maklikste voorbeeld en dan gaan ons down a slippery slope. So, suppose that I gave you the following example. (49q squared minus 1. Sou julle hierdie uitdrukking klassifiseer as 'n verskil van vierkante? Is this a difference of two squares? Ek verstaan, ek weet, ek het nou gegaan van baie maklik na juffrou minder maklik. Want ek sien jou kwadraat nie en waar kom die 49 vandaan? Okay. So, listen, dankie. My argument is dat 49 is 7 kwadraat. So 49 is a perfect square. Q is a perfect square because it's q squared. And 1 is a perfect square because is it not equal to 1 squared? Does that change your answer? The way that we think about this? Do we have a difference of 2 perfect squares? So we can factorize it according to our method. Kom ons doen dit. Lang metode, ek weet dit, jy gaan dit regtig nie elke keer hoef te doen nie. But when we factorize this, we will say square root of the first term. Ach, Anja. And then the square root of the second term. Ja, ek weet wat julle wil sê, daar moet nog 'n hakie wees. Furthermore, the one bracket should have a plus and the other bracket should have a minus. Net gou 'n stukkie hersiening vir almal wat lekker sit op en slaap op hulle arms. Okay? As jy dink aan die vierkantswortel van 49q kwadraat, dan is dit mos dieselfde as die vierkantswortel van 49 maar met die vierkantswortel van q kwadraat. Okay? Dis 7q. Do we agree? Are we in agreement? Asseblief sê ja. Mooi. Al julle moes ja sê, want ek het so gesê. Kyk daar. Die hakies lyk dieselfde. So eintlik hoef jy net een keer hieroor te dink. You think once, you write twice. Hallo. Glad nie. En ek is bly jy vra dit. Dit maak glad nie saak in watter hakie die plus of minus is nie. If you want to write down the minus first, be my guest.
Now you might ask yourself, but ma'am, how do I know for sure that I factorized correctly? Yes. No, because they're not like terms. Okay. Hoe gaan ek toets of ek wel reg gefaktoriseer het? Is dit moontlik om dit te doen? Ek gaan FOIL method gebruik. En Adam het ons nie gesê dat aangesien die hakies soort van identies is buite nou vir die plus en minus, dat in so 'n geval hoef ons net eerstes en laastes te doen, hè? Okay. So you can go and test your answer. If you are unsure when you are allowed, daai met 'n key wees, né? If you're unsure when you're allowed to do firsts and lasts, then I suggest that you rather do all the steps, firsts, outers, inners, lasts. Eerstes, buitenstes, binnestes, en laastes. Can you see that the middle terms will completely cancel? Hulle is optellings inverses, they are additive inverses. We get 49q squared minus 1. Yes, that was the original expression. So ek weet vir 'n feit ek het reg gefaktoriseer. We're going to do one more example and then you're going to do homework. Okay? Okay, sorry. Must I speak slower? Is the lesson fast? Jy hoef nie hierdie toets te wys nie. You don't have to show the test. As in, when you test your answer. Dit is nie nodig nie. Okay. Volgende voorbeeld. Faktoriseer. Is dit 'n verskil van twee vierkante? Nou, hoeveel terme is daar? Two terms. Are they both perfect squares? Wat is dit? As jy enige ewe mag het, is dit 'n perfekte vierkant. If you have any even exponent, it is a perfect square. Because it can be written in multiples of 2. So ek gaan julle gou hierso help. Dit was een van my gunsteling voorbeelde om vandag te doen met die vorige klas. A squared, B squared minus C to the power of 4. So I know for sure that I want two brackets that should look sort of identical. The one bracket with a plus and the other one with a minus. Die een met 'n plus en die ander een met 'n minus. En nou wat gaan die eerste term wees in my hakkie? AB, want jy neem die vierkantswortel van a kwadraat b kwadraat. This is what you do, right? Yes. Hy kom in albei hakkies. Kyk daar, jy dink een keer, jy skryf twee keer. Nou kom ons by die vierkantswortel van c tot die mag 4. C tot die mag 2. Now you're going to be like, ma'am, how is that possible? It is possible. Let's extend our knowledge to a few more higher order powers. Beskou vir my die volgende.
C tot die mag wat? Hoe het julle daarby uitgekom? Deel 2. Hoekom doen ons dit? Want ons het vir julle geleer. Het ons vir julle geleer? Ons het vir julle geleer. Hier is 'n denkbeeldige 2. For a square root, if you don't see any order of the root, there is an invisible 2. En dan moet jy gaan en jy moet deel aan die onderkant. So you divide by 2. That gives you C27. Jy gaan deel deur 2. Wat van C32? C tot die mag 32 se vierkantswortel. C16. Hulle is ook perfekte vierkante. They are multiples of 2. So I don't care if it's a higher order power. You can still find the square root. Jy kan nog steeds die vierkantswortel kry. En dit bereken. Okay. Julle het lekker huiswerk, kort les, agter die rug. That's your final answer. You can't do anything else.